Die Heilige Week begin vandag op Palmsondag. Met Jesus wat die stad Jerusalem binnegaan onder ekstatiese lof en verwagting. Deur die eeue noem Christene hierdie week heilig. Want dis 'n week soos geen ander week nie. Saam met Jesus stap ons die hart van die evangelie binne. Sy lyding, sy kruis. Die stilte van die graf en die vreugdevolle oggend van sy opstanding. En dit het alles begin met Jesus se intog in Jerusalem. Op die rug van 'n donkie. Dis Debbie McDaniel wat die volgende belangrike ding skryf oor hierdie week. Sy sê, as we begin this holy week, may we constantly be reminded of its significance and value for our lives today. That very important day in history when Jesus began his journey towards the cross. Yet maybe in the midst of our busy lives, or in all the upcoming thoughts about Easter, the real meaning of it may even unintentionally get missed. His word reveals such great truths in every part of this journey. Truths that draw us closer towards Christ, reminding us that He alone is King. Geliefdes, daar's iets belangrik wat ons moet verstaan rondom hierdie tyd, in die agtergrond van vandag, en ek dink die meeste van ons is daarmee bekend. Maar hierdie dag het eintlik begin as 'n opdrag van God aan die volk, sodat die volk elke jaar sou herdenk en sal onthou wat God vir hulle gedoen het toe hy hulle bevry het uit Egipte land. Die fees van die ongesuurde brode. Daardie bonatuurlike verlossing toe elke huishouding van die volk Israel aan wie se deurposte die bloed van 'n lam gesmeer was, wat vry was en bewaar was toe die doodsengel deur Egipte beweeg het. En daarom tydens die viering van hierdie Paasouwe, die Pesach, was Jerusalem 'n muurnes van bedrywigheid, want almal was op soek na die geskikte lam wat op die donderdag van die heilige week geslag moes word. En die profeet Sagaria het lank vooruit van hierdie dag gepraat, as ons lees in Sagaria 9 vers 9. Verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou, regverdig, en 'n oorwinnaar is hy, nederig, en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. Dink vir 'n oomblik daaraan. God was al lankal aan die werk om die heil van die mensdom te verseker. Dink vir 'n oomblik daaraan. God werk ter wille van ons. En nou het ons die voorreg om onsself voor te berei, sodat ons die ware betekenis van die Paasfees kan onthou en kan herdenk en dit deel te maak van ons lewens, sodat dit ons lewens kan transformeer. En die groot vraag is ek en jy gereed vir die Paasfees? Gereed vir die ware betekenis van Paasfees? En elke jaar het ons 'n voorbereidingstyd. Hierdie tyd van Lent, lydingstyd, waar ons vir 40 dae aflê, een kant kom, so bietjie stil word, die pause button druk, en ek weet nie hoe het jy dit hierdie jaar gedoen nie, miskien het jy gevas, iets gelos, miskien wat ook al. Deur ons boekie het ons gejourney,
Maar elkeen van hierdie goed wat ons gedoen het, het ons gehelp om ons harte voor te berei, sodat ons net opnuut weer kan besef wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis. En dit weer opnuut te kan omarm en dit deel te maak van ons lewens. Die kruis was geen eenvoudige gebeurtenis nie. Jesus se sterwe aan die kruis is God se duidelike respons teenoor sonde en die gefalle mensdom. Maar in plaas van oordeel vind ons genade. In plaas van vergelding gee God aan ons verlossing. In plaas van straf omarm Jesus die lyding van die mens. En tot by sy laaste asemteug verklaar Jesus vergifnis en redding aan elkeen wat dit aanhoor en elkeen wat dit omarm en sy eie maak. Sal ek en jy vandag opnuut ons harte oopmaak, onsself voorberei vir hierdie wonderlike tyd, die heilige week. Kan ek jou uitnooi om saam met my op te staan en vir 'n oomblik jou oë te sluit en net vir 'n oomblik te dink oor die prys wat vir jou betaal is deur Jesus Christus aan die kruishout van Golgotha. En net jou eie dankbaarheid te bring en jou eie bereidwilligheid verklaar om jouself gereed te maak vir hierdie wonderlike reis, hierdie journey, tot by opstandingssondag. Here, ons maak ons harte oop vir U vanmôre. Kom vul ons met U teenwoordigheid. Maak ons opnuut bewus van die prys wat U betaal het. Ons berei ons harte voor. Ons maak ons harte oop. En saam met daardie skare wil ons kom uitroep, Hosanna. Hosanna, Hosanna in die hoogste hemele, aan hom wat gekom het, om vir ons die volmaakte offerlam te wees. Ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ons gaan heerlik saam sing en ons gaan die Here se lof besing met hierdie eerste koorvers wat sê, Hosanna, Hosanna in die hoogste hemele. Verheerlik, o Here God.
to the Lord of Lords. Hosanna to the King of Kings and the Lord of Lords. Everlasting God, we worship you. We worship you, we worship you. For you are worthy to be praised. Kom ons gee ons God net 'n lofoffer. Hy is werd om geprys te word. Hy is ons God. En ons moet hom aanbid. In siel en in gees en in liggaam. Want hy het vir ons 'n baie, baie, baie groot prys betaal. Here, ons wil u eer. Vir die prys wat u betaal het. Ons wil stil staan, Here, by daardie groot prys wat u gebid het in Getsemane en gesê, Vader, kan hierdie beker nie by my verbygaan nie, asseblief. Maar nog steeds nie my wil nie. Laat u wil geskied. En Here, u het dit deurgedruk, u het daardie kruis gefees, Here. En u het vir ons gesterf. En vanmôre is ons so dankbaar daarvoor. Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were there before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, left to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground.
Crucified, laid behind the stone, you left to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Oh, you took the fall. Thank you, Jesus. Dank je, Heer, dat u gesterft hebt voor ons zonde. Voor onze overtredingen. U was gewond voor ons, Heer. Zo die naam loven, eer en aanbid, bevrees. Vir wat u gedoen het vir ons, Heer, na die kruis. U is waardig om geloof te worden. U is waardig om geprys te on the cross, crucified, in great sorrow, my Savior died. Oh, the giver of so much life was He. Yet my Lord was despised and rejected of men. Oh, this Jesus of Calvary, He was wounded for our transgressions,
was crucified. In great sorrow, my Savior died. Oh, the giver of so much life was He. Yet my Lord was despised and rejected of men. Oh, this Jesus of Calvary. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity. Surely He bore our sorrows, and by His stripes we are healed. Thank you, Jesus. And by His stripes we are Thank you. Thank you, Jesus. We worship you. We give you glory. We give you praise. We give you honor. Here, ons is vanmôre dankbaar. Diep dankbaar dat U Uself oorgegee het in gehoorsaamheid. U woord sê U het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar U het Uself ontledig van U krag en U heerlikheid. Aan die mens gelyk geword en U het die gestalte van 'n diensknegt aangeneem. En U was gehoorsaam tot aan daai kruis. En dis daar wat U vir ons die prys betaal het. Ons skuldbrief wat met sy insettinge ons vyhandig gesind was, betaal het, sodat ons vanmôre hier kan staan in vryheid. En ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. So hierdie jaar 2026 het ons die 18de Maart op op Aswoensdag het ons 'n reis onderneem. Het ons in die voetspore van Simon van Sirene gestap. Die man wat Jesus se kruis gedra het. Onder dwang. Die skrif sê hy was gedwing. As 'n vreemdeling van Jerusalem, van buite die stad van Sirene, het hy gekom om deel te wees van hierdie pelgrimstog. Maar daar ontmoet God hom. En die afgelope, hang af hoe ver jy in jou boekie trek, maar is jy dalk al daar, of gaan jy binnekort die 40 dae voltooi, en hierdie uitbeelding is eintlik om ons te sê, om ons te help, om net weer dit te visualiseer, dit wat ons die afgelope maand, paar weke ervaar het. En ek vertrou dat jy eers opnuut bewus geraak het van die feit dat God doodgewone mense, buitestanders, vreemdelinge binnenooi om deel te wees van iets groter. God het jou en my ook genooi. God het ons ook genooi. Die dag toe ek en jy Jesus aanvaar het as ons verlosser en saligmaker, het hy ons ingenooi om deel te wees van iets groter. Iets wat nooit gaan klaar raak nie. Van 'n ewigheid. En ek dink ons menslike gedagtes beperk ons om regtig waar in te sien wat eintlik God se plan is. Hierdie plan gaan nooit ophou nie.
Die ewigheid gaan nooit ophou nie. Ons gaan vir ewig en ewig leef. Elke mens, met God, sonder God. Met God of sonder God. En ons word ingetrek in God se verlossingsplan as gewone mense deur 'n heilige ontmoeting wat ons vir altyd verander. En ons word elke dag verander. Ons word verander om meer en meer in die beeld van Christus te wees. Party dae kry ons dit reg en ander dae kry ons dit minder reg. Maar wat sê Paulus? Hy sê, ek leef deur die Gees. Hy sê, maar ek wandel ook in die vlees. Hy sê, my gees is gewederbaar. Maar my vlees sukkel partykeer tussen die goeie en die slegte. En ek dink ons kan almal vanmôre daarmee saamstem, dat party dae doen ons beter as ander dae. Maar nou in hierdie finale week, heilige week, staan ons nie meer langs die pad as toeskouers nie. Nee, ons word nou genooi om deel te wees van hierdie groot gebeurtenis. Nou dis Lukas wat skryf en die ander evangelie skryf dit ook, maar ek het dit uit Lukas uitgeneem eers. Hy sê in Lukas 19 vers 37, en toe hy dus Jesus al naby die afdrand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys. Met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Maar Matteus sit ietsie by, in Matteus 21 vers 39, dan sê hy, en die skare het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. So die skare het luid uitgeskreeu. Nou, soms bevind ons op plekke en omstandighede waar ons graag luidkeels wil uitskreeu. Ons doen dit nou gewoonlik nie in die kerk nie. Vroeger jare was daar voor jy nog by die kerk gekom het sulke bordjies wat gesê het kerk stilte. En dit lyk vir my daai ding het by ons pos gevat. Maar soms gebeur daar goed in ons lewens wat ons uitbundig laat uitbars met 'n yay, 'n jippie of 'n yes. Soos wanneer jou span dalk wen. Of as jou kind dalk toelating kry by universiteit. Of as jou kind uiteindelik na vele jare haar meestersgraad kry, dan sing jy nie net uit, jippie nie, jy sê verlos, dit kos my niks meer nie. Of as jy dalk 'n verhoging kry by die werk, of 'n promosie, of enigiets anders dergeliks, dan roep ons uitbundig, yes, yay, jippie! En is goed. Soms moet ons uiting gee aan daardie vreugde, daardie blydskap. Ons moet dit net laat uitbars en die sielkundige sê, dis goed vir 'n mens om dit te doen. En het jy agtergekom, hoe ouer ons word, hoe minder doen ons dit, want daar's minder goed wat ons bly maak. En nou sê Lukas, dis presies wat die skare daardie dag gedoen het op daai Palmsondag. Hy sê die skare het uitbundig geskreeu. Waaroor? Oor die kragtige dade wat hulle gesien het. Hulle het uitbundig uitgeroep, hulle het uitbundig geskreeu oor Jesus se wonderwerke. Die feit dat krepeles weer kon loop. Dat blindes kon sien, en dat die wat in geestelike tronke gesit het, bevry kon wees. Ag, en nog so veel meer. Daar was 'n reël. As jy 'n sekere siekte gehad het, soos melaatsheid, was jy verban. Verban uit die samelewing.
Jy was uitgestoot. Jy was uitgesluit uit so baie goed uit. Jy was selfs uitgesluit uit aanbidding uit. Jy was onder kwarantyne geplaas. Jy was verwerp. Maar toe Jesus melaatses genees, het hulle nie net fisiese genesing ontvang nie, hulle was weer herstel. Herstel tot verhoudings. Herstel met hulle gesinne, met hulle families, vriendskappe is herstel. Dink jy nie dit is 'n goeie rede om uitbundig uit te roep en uit te skreeu, yes! Jippie! Yay! Hierdie mense het Jesus se durf aanskou, selfs oor sosiale grense heen, ongeag wat ander mense gesê het. Jesus het geëet saam met die wat ander verafskeid. Die tollenaars, die sondaars, die met reputasies soos prostituie en meer. 'n Bewys van sy radikale aanvaarding van mense, ongeag wie en wat hulle is. Hulle het uitbundig uitgeroep oor die krag van Jesus, hy wat die eerste klip kon optel en die owerspelige vrou wat betrap is, kon gooi. Het eerder in die sand geskryf. En in plaas daarvan om 'n klip te gooi, het hy genade betoon. Ware krag is om genadig te wees, om barmhartigheid te bewys eerder as oordeel, of om te veroordeel. Wanneer hy, Jesus, 'n jong kindjie in die middel van 'n klomp groot mans optel en vir hulle sê, aan sulkes behoort die koninkryk van God. Aan sulkes. En onderweg gaan na 'n belangrike man se huis toe, stop Jesus dood in sy spore en hy raak 'n vrou aan wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Hulle het gesien hoe dat Jesus 'n jong dogter en vir Lazarus uit die dood opwek. Iets wat vir hulle gesê het, dat God groter is as net hierdie lewe, maar ook groter is as die dood en in beheer is van die lewe hierna. Hulle het eintlik geen ander keuse gehad om uitbundig uit te roep nie. Want deur Jesus het hulle blik gekry op die koninkryk van God wat na hierdie aarde toe gekom het. 'n Koninkryk waar mense vir mekaar omgee en dit nie meer net oor hulle self gaan nie. 'n Koninkryk waar mense vergewe word en waar die een die ander dien. Hulle moes eenvoudiglik uitroep, want toe Jesus die skare voer met 'n paar broodjies en 'n paar vissies, soos wat ons vanmôre gaan doen, het dit eintlik vir hulle 'n visie gegee. Dat as jy het en gee wat jy het en dit deel met ander, sal daar genoeg wees vir môre en oormôre. As jy nie die arme vertrap nie, en nie by 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand is nie, wanneer die skeidsmure van verdeeldheid en haat afgebreek word, en waar jy self vir jou vyand kan bid, en die goue reël nou is, dit wat jy aan jouself wil doen, doen dit aan ander. Uiteindelik moes die skare uitbundig uitgeroep het, Hosanna, Hosanna, jippie, yay, yes. Ek wonder of dit wat jy vanmôre al gehoor het, ook jou wil laat uitroep, Hosanna, Hosanna. Maar ek wonder of jy al
die krag van iemand se vergifnis ervaar het, nadat jy hulle te nagekom het? Het jy dalk al die vryheid ervaar, wanneer jy iemand vergewe het, wat jou te nagekom het? Het jy al die verligting in iemand se oë gesien as jy opdaag om hulle te help in hulle oomblik van krisis en nood? Het jy al 'n gebed beantwoord gesien en beleef? Het jy al die kalmte ervaar om deur 'n moeilike tyd te kom? Het jy al die ondersteuning van 'n geestelike familie ervaar as dit vir jou swaar is om jou? Het jy al die warmte en die omgee van iemand anders beleef? As jy het, dalk net een van dit wat vanmôre genoem is, as jy dit al beleef het, dan kan ek en jy ook mos vanmôre uitroep: Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Want as mens doen ons nie hierdie goed uit onsself uit nie. Ons doen dit wanneer God ons verander het. Wanneer die kruis ons kom nuut maak het. Toe Jesus by daardie olyfberg afkom op die rug van 'n eselvul, het die mense iets gesien. Hulle het iets herken, dit was 'n profetiese handeling. Want hier kom 'n koning op 'n donkie, en dit het vir hulle gesê, hy bring vrede. Hy kom in vrede. Aan die ander kant van Jerusalem was Pontius Pilatus besig om in te kom. Maar hy het gekom op die rug van 'n perd. Die strydwaans van Rome, vlae wat wapper, wapens wat blink in die son, maar dit het gespreek van oorlog en geweld. Die skare het hierdie twee prosessies verstaan. Jesus aan die een kant, Pontius Pilatus aan die ander kant. Dit was 'n uitbeelding van twee verskillende wêrelde. Twee verskillende wêrelde waartoe hulle uitgenooi word. 'n Wêreld van geweld, 'n wêreld van haat en oordeel, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Of 'n wêreld van vergifnis, liefde, omgee, opoffering, vryspraak. Die vraag is, watter wêreld wil ons kies? Want soos die skare, staan ons voor 'n keuse. Daar is twee wêrelde. Daar's die wêreld van wraak en haat, en daar's die wêreld van liefde, vergifnis en omgee. Daardie dag het die skare se uitroep iets gesê van waar hulle trou lê, hulle allegiance in Jesus se visie van 'n nuwe manier van leef, selfs in hierdie wêreld. 'n Wêreld waar sy koninkryk kom, waar sy wil geskied. Maar wat beteken Hosanna?
Hosanna beteken meer as net yes, jippie, yay. Ja, in daardie Hosanna is daar 'n uitbundige, opgewonde blydskap, maar daar's ook 'n dieper betekenis aan die woord Hosanna. Hosanna beteken red ons. Red ons nou. Red ons nou. Hierdie mense was gereed vir verandering. Hulle wou gered word van die lewe wat hulle geken het tot 'n nuwe lewe, 'n beter lewe. Die vraag vanmôre is, sal ek en jy deel wees van die skare wat uitroep, Hosanna, Hosanna. Red ons nou. Wat uitroep, Hosanna, vir 'n wêreld waar mense mekaar in nederigheid dien, lief hê en vergewe. Hosanna, in vertroue dat dit maak nie saak hoe sleg die wêreld mag word nie, daar is nog steeds 'n God wat die onmoontlike kan moontlik maak. 'n Hosanna in geloof dat God deure kan oopmaak wat niemand kan toesluit nie, en dat God nog steeds sy seëning kan uitstort. En as jy val, dat God jou optel, jou omdraai en jou voete plaas op die ewige vaste fondasie van sy woord en sy beloftes. Hosanna, in die geloof dat ons in staat is deur God om aan iets groter te behoort. Hosanna, red ons nou. Kan ek jou vanmôre vra, daar waar jy sit, om vir 'n oomblik jou hoof te buig en jou oë te sluit? Waar het jy nou God se redding nodig? Waar het jy vanmôre sy Hosanna nodig? Het jy nodig om iemand te vergewe? Dan het jy sy Hosanna nodig. Het jy nodig om iemand vry te spreek, dan het jy vanmôre sy Hosanna nodig. Het jy vanmôre dalk 'n siekte toestand in jou liggaam nodig, dan het jy vanmôre 'n Hosanna nodig. Het jy vanmôre een of ander uitkoms nodig, dan het jy vanmôre sy Hosanna nodig. Waar het jy vanmôre sy Hosanna nodig? Sê vanmôre vir hom, Here, red my nou. Here, red my nou. Here, ons dankie vanmôre vir Palm Sondag. Ons is dankbaar vanmôre vir daardie Hosannas. Daardie Hosannas wat uitgeroep is deur 'n skare wat gesê het, red ons nou.
vanmôre, Here, 2000 jaar verder, het ons nog steeds U redding nodig, het ons nog steeds nodig om uit te roep, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Here, ons sit vanmôre voor U, elkeen, en ons het elkeen vanmôre U nodig. Ons het elkeen vanmôre vir U gesê, waar ons U Hosanna nodig het, waar ons U redding nodig het. En dankie vir U getrouheid. Dankie vir U liefde, U goedertierenheid en U guns. Vanmôre roep ons uit, Hosanna, Hosanna. Red my, o Here, red my. Daar waar jy sit vanmôre, wil jy dit nie net sommer vir jouself uitroep en sê, Hosanna, Hosanna, red my, red my, red my. Kom, red my. Kan ek jou uitnooi om vanmôre saam met my op te staan? En ek gee jou vanmôre toestemming om in die kerk te skreeu. Maar hier is ons nou nie 'n kerkie, ons is die kerk. Hier is 'n gebou. Maar ek wil vanmôre, ek gaan 3 tel, dan roep ons 2 keer uit. Hosanna, Hosanna. En dan sê ons, red ons nou. Is jy gereed? Sluk in daai chappie, want anders spoeg jy my met hom. Okay. 1, 2, 3. Hosanna! Hosanna! Red ons nou. Ag nee, ons kan beter doen as dit. Kan jy beter doen as dit? Skreeu soos wat jy op jou kinders skreeu. Okay. 1, 2, 3. Hosanna! Hosanna! Red ons nou. Kan ons dit weer 'n keer doen en dan gaan ons saam sing. Shout to the Lord, all the earth. 1, 2, 3. Hosanna! Hosanna! Red ons nou. Kan ons vir die Here lofoffer gee vir sy redding, sy Hosanna? Amen. Is jy dankbaar? Dis nie net 'n jy en 'n jippie en 'n yes nie. Dis 'n Hosanna. Dis 'n vrymaking. Halleluja. Kom ons sing dit nou in oorwinning saam. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love.
worship you. Shout to the Hosanna Lord. Shout to the to the Lord. King of We Kings. worship you, Jesus. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Kan ons weer die Hosanna ding doen? Amen. Kom ons verklaar dit oor daai situasie, oor daai omstandigheid, oor daai siekte toestand, oor wat dit ook al is. Kom ons verklaar vanmôre God se redding, sy vrymaking. 1, 2, 3. Hosanna! Hosanna! Red ons nou! Red ons nou! Kan ons die Here lofoffer gee? Halleluja! Loof die Here.